is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op die ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Vader, Seun, Heilige Gees, in U naam vergader ons vandag om een van U kinders te groet tot weersiens. Deur ons trane, maar ook deur ons vreugde, dat hy die wedloop voltooi het, die wenpaal behaal het, kom ons na U toe. En is my gebed vir elkeen in hierdie kerkgebou en elkeen wat deur 'n selfoon of 'n rekenaar ook hier is saam met ons, dat ons sal ervaar, U is ook my skepper, wat my gevorm en gemaak het vir 'n aardse en 'n ewigheidsdoel. U is my verlosser, wat deur genade my kom red, deur U bloed, die bloed aan die kruis, maar U het ook die graf oorwin, die dood is gewen. En ook besonderlik vandag, Heilige Gees, kom praat met my, kom praat met ons elkeen, oor die lewenspad wat ons nog moet loop, moet ry, in Jesus naam. Amen. Dit is my voorreg om aan jou 'n geskenk te gee in die naam van die Here wat jy nie verdien nie en ek ook nie. En dit is, hy is jou Vader, jou verlosser en jou vertrooster. Die Skepper, Jesus Christus wat betaal het en die Heilige Gees wat hier is vandag, ons trooster. Amen. Vriende, ons neem afskeid van 'n Engels legend wat 'n impak gehad het baie wyd. Destyds deur sy loopbaan in die finansies, die myle of kilos wat hy saam met baie van julle gery het, die liefdes van sy lewe en in besonder hierdie naaste ook, Janine en Amourie, sy dogters, en dan die skoonseuns Frans en David, hulle daar in Kanada, en dan die kleinkinders, Ethan, Kyle en Esme, wat ouma se naam het. En dan Kanadese boertjies, Cornel en Bryden. Ek hoop hulle skree nog vir die Springbokke. Ja, so, vriende, namens hierdie naby familie wil ons julle verwelkom. En by hierdie afskeidsgeleentheid gaan ons deur die trane ook feesvier en sê dankie Here dat U genade genoeg was vir 'n leeftyd wat begin het op 7 Maart 1961 en wat geëindig het op 7 Mei 2025. En dit was my voorreg om 'n paar dae voor die 7de Mei saam met Amourie en Janine daar om 'n bed te staan en met hom te praat en net weer te dink, die mooiste glimlag. En dit was my besonder om vir hom te kon sing wat ek gesing het nou aan die begin ook vir julle. Die Here is my herder, om vir hom te bid en om daar te beleef dat hy gereed is om sy Skepper te ontmoet. Vriende, die belangrikste as dit kom by daai 2 datums, sal baie mense sê, is daai streepie tussenin. Ons wat nog hier is, lewe daai streepie, ons uitdatum is nog nie bepaal nie. Maar dit is so my gebed dat ons saam wees vanoggend sal meehelp dat daai streepie tussen jou 2 datums vandag bemoedig sal word
en dat jy gereed sal maak, soos wat Ben gereed was, deur Jesus Christus alleen, deur sy genade, vir daardie tweede datum. As julle saam met my wil kyk na die Bybelteks, so voor hierop, hierdie pragtige program, is die teks wat die kinders gekies het, en ek wil dit vir julle lees, waar Paulus, die mentor van jong dominee Timoteus, getuig oor homself. Paulus, wat sy lewe gegee het vir hierdie Jesus, wat hy eers vervolg het. Hy was op pad inteendeel Damaskus toe, om van hierdie Jesus se volgelinge te gaan opsluit en te gaan arresteer, omdat hulle hierdie leuen glo van 'n man van Nasaret, Jesus, dat hy sogenaamd die Messias is, die seun van God, dat hy sogenaamd betaal het aan die kruis, en dat hy sogenaamd opgestaan het uit die dode uit. Hy was op 'n missie om hierdie mense te gaan stop, om wakker te word, en die volgende oomblik het God gekom, en sonder dat Paulus dit gekies het, het God hom geklap van sy perd af. Nou, ek weet nie hoeveel van julle met julle eysterperde al afgeklap is deur God nie. Meestal neem ek aan is dit oor een of ander slaggat in die pad, of een of ander fout met die meganika. Maar die Here se sin vir humor is fantasties, want hier was absoluut 'n fanatikus, wat veg teen Jesus Christus. En God self kom, en hy klap hom van sy perd af. Hy's blind, en hy roep, en hy sê, Here, wie is U? Want hy hoor 'n stem. En dan sê die stem, ek is Jesus, die een wat jy vervolg. Hou op, en van nou af gaan jy my volg. En dan later volg die wonderwerk, wat een van Jesus se volgelinge, deur hom aangesê word, om na hierdie rowwe, fanatiese Saulus te gaan. Daardie man het eers mooi onderhandel met God en gesê, Here, U weet seker wie hierdie ou is. En die Here moet vir hom sê, ja, natuurlik weet ek wie hierdie rowwe Saulus, gevaarlike man is. En ek vra jou juis om na hom toe te gaan. En dan gebeur die wonderwerk, hy kan weer sien, en hy word 'n volgeling van Jesus Christus vir die res van sy lewe. As geleerde kon hy 'n rabbi gewees het, kon hy soos 'n universiteitsprof gewees het, wat goeie pensioen in 'n aftreehuisie langs die see van Galilea gekry het, aan die einde van sy loopbaan. Maar raai wat kies hierdie Paulus, om die res van sy lewe te gee vir hierdie Jesus Christus, wat aan hom verskyn het. Net soos Petrus, en net soos Johannes, en net soos Thomas die ongelowige, wat aan Jesus se hande gevat het, en die wonde gesien het, soos daai manne en vroue, was hy ook bereid om sy lewe te gee, want hy het hierdie Jesus gesien. En dan skryf hy vir hierdie jong dominee, en hy getuig oor homself, en hy sê, aan die einde van sy lewe, moet daar eintlik hierdie gesê word oor hom. By sy begrafnisdiens, moet daar gesê word, Paulus het die goeie stryd gestry. Hy het vasgebyt. Die lewe was moeilik in sy tyd, hulle is gejag, net omdat hulle Christene was, maar hy het die goeie stryd gestry. Hy het die wedloop volëindig, en hy het die geloof behou. En verder, sê Paulus, is daar vir my nou weggelê, die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in daardie dag sal gee. Hy verlaat hom, om na sy dood te staan voor die regverdige regter, en te sê, ek het niks om na die tafel te bring, dat ek so wonderlik was nie. Ek het net, dat U die regverdige regter is, en ek my verlaat op die genade van Jesus Christus. Dit wat Paulus sê hy nie kon doen nie, dit wat ek nie kan doen nie, dit wat jy nie kan doen nie, dit wat Benna nie kon doen nie, die volmaakte lewe, die lewe sonder verkeerde keuses, is nie menslik moontlik nie, maar daar was een, 2000 jaar terug, Jesus van Nasaret, God se seun, het dit gedoen in my plek, in jou plek, in Benna se plek. En van die kruis en van die leë graf al vir 2000 jaar, kom hierdie boodskap, ook vanoggend na my toe en na jou toe.
jou hoop vir die lewe en die lewe wat kom, die ewige lewe, is in Jesus Christus. Nie in jou eie goedheid of vermoëns. Al wat nodig is 'n botsing. En ons hou nie van botsings nie. Maar die botsing wat nodig is jou botsing met die kruis van Jesus. Waar jy op jou knieë kom en voor hierdie man van Nasaret kom staan en sê, Jesus Christus, hier is ek. Red my. Maak my u sin. Maak my u kind. Dat ek deel kan word van u klub. Deel kan word van u volgelinge. Wat in die wêreld dikwels nee sê vir wat al die ander mense sê en wat soos rebelle teen die stroom ry agter Jesus aan. Ongelukkig het die wêreld en die kerk en die mensdom Jesus 'n jappie, mooi, veilige iemand gemaak. Maar die grootste rebel van alle tye was Jesus Christus wat kom staan het teen die sonde, teen die maklike pad wat almal ry. En hy het gesê, volg my en jy sal jou lewe verloor en jou lewe wen, 'n ewige lewe. En vriende, dit weet ek was Benna se hart. Te midde van al die foute wat hy gemaak het. Net soos ek en jy, het hy ook 'n CV. En daai CV, as mens eerlik is nie net mooi dinge nie. Dis hartseer, dis verkeerde keuses, maar keer op keer is daai paadjie na Golgotha, die kruis van Jesus, en die paadjie na die leë graf, na opstanding, na nuwe lewe, is 'n paadjie wat hy geken het. En dit is so my gebed dat ons almal wat aangeraak is deur sy aardse lewe, dat ons sal kyk verby Benna na sy verlosser, na sy enigste hoop, die een wat hom 'n paar dae gelede verwelkom het in die paradys. Dit glo ons met ons hele hart. Mag jy ook jou toevlug neem in hierdie Jesus Christus. Dalk ken jy hom nie. Gaan kyk, gaan lees. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Gaan lees dit. As jy nie hou van predikante en pastore en mense wat vir jou heeltyd wil preek nie, gaan self en gaan lees. Wat sê Matteus van hom? Wat sê Markus, Lukas, Johannes van hierdie Jesus? En volg hom, geen ander mens nie. Laat hy jou leier wees, wat vir jou die pad aandui, jou GPS, waarmee jy nie kan verdwaal nie. Al is dit soms moeilike paaie, al is dit oor berge en oor dale, dis die moeite werd om hierdie Jesus Christus te volg. Want in die proses, weet ons, volg ons ook in die voetspore van Ben Foster. Soos hy gevolg het in die voetspore van Jesus. Hy is tuis en ek en jy is nog op pad na ons tuiste. Kom ons kyk saam met die familie terug oor 'n lewe. Sit terug, kyk die foto's, geniet dit, luister die musiek en sê dankie Here vir goeie tye, maar ook vir die beste tye wat op hande is na hierdie lewe op aarde. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like
reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello. Maybe it's been crazy, and maybe I'm to blame, but I put my heart above my head. We've been through it all, and you love me just the same. When you're not there, I just need to hear hello, my friend, hello. It's good to meet you so.
It's good to love you like I do, and to feel this way when I hear you say hello. Hello, my friend, hello. Just called to let you know I think about you every night, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. At all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let me know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes
and circus crowds. I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. It's life's illusions that I recall. I really don't know life. I really don't know life at all. Little wing, fly beyond imagining. The softest cloud, the whitest dove, upon the wind of heaven's love. Past the planets and the stars, leave this lonely world of ours. Escape the sorrow and the pain, fly again. Fly, fly, precious one. Your endless journey has begun. Take your gentle happiness, far too beautiful for this. Cross over to the other shore. There is peace forevermore. But hold this memory bittersweet until we meet. Fly, fly, do not fear. Don't waste a breath, don't shed a tear. Your heart is pure, your soul is free. Be on your way, don't wait for me. Above the universe you'll climb, on beyond the hands of time. The moon will rise, the sun will set, but I won't forget. Ooh.
Kids are in town for a funeral, so pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy. So clean the house, clear the drawers, mop the floors, stand tall like no one's ever been here before or at all. And don't you mention all the inches that are scraped on the door frame. We all know you tiptoed up to 4-1 back in 08. If you could see him now, you'd be proud, but you'd think days, yuppies. Your funeral was beautiful. I bet God heard you coming. The kids are in town for a funeral, and the grass all smells the same as the day you broke your arm swinging on that kid out on the river. You bailed him out, never said a thing about Jesus or the way he's living. If you could see him now, you'd be proud, but you'd think days, yuppie. Your funeral was beautiful. I bet God heard you coming. See him now, you'd be proud, or you'd think days, yuppies. Your funeral was beautiful. I bet God heard you coming. The kids are in town for a funeral, so pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy. So clean the house, clear the drawers, mop the floors, stand tall like no one's ever been here before or at all. And don't you mention all the inches that are scraped on the door frame. We all know you tiptoed up to 4-1 back in 08. If you could see him now, you'd be proud, but you'd think days, yuppies. Your funeral was beautiful. I bet God heard you coming. Kids are in town for a funeral, and the grass all smells the same as the day you broke your arm swinging on that kid out on the river. You bailed him out, never said a thing about Jesus or the way he's living. If you could see him now, you'd be proud, but you'd think days, yuppie. Your funeral was beautiful. I bet God heard you coming. Is nie die einde, vertel ek myself. My mooi gemaak. Hy het my mooi. You want rock him, ne? He say I hear outside artist. Wat sê pa?
So, we're getting ready for this now. Annie? Skram. Af. Okay. Sak skram. Sak in die skram. Skram. Wat is dat? Hy soek nog nie net een. No, nee. Your feedback is important to us. Please let us know where we can improve. And the answer is... Yes. Have you received enough information regarding your hospital account? Hier is dat. Of was dit 'n lekker shooter daai? Ek het julle name geroep, het was glad nie. Matilda was hele op en bezig om my te sien. Ja, nog. Op die af in die gang. Ja, Matilda. En nou wat? Hey, praat nie. Ja, toe weet ek, dat vat my vir 'n tikkie. Oh, wonderful. Look at that. Is mooi. Yes, daai ritme is nog lekker. Swear. That's true. Ja, maar dat like a party music. Wel, ja. Hippo. Een hippo? Ja. Wat is een hippo? Wait. Zie je, Marcus, ik klaar met jou. Is dit lekker? Wat drink pa? Now that in winter I'm a hot doggy diggly dog. Lekker sterker is wat ek altyd was. Sterker as 'n voete toe my wêreld val en iets verbrand tot glas. Nou sterker is wat ek altyd was. Gevaart in al die duivels van die hemel ruim en die duivel in myself. Nou sterker. Heeft iemand nodig nou meer as ooit? Ek kan onthou jy het beloof en die terugdink vernietig my siel. Ek sal moet vorentoe strewe ek aanhou sing al was dit seer en ek als vergeet en oorprobeer en ek aanhou bid tot ek kon glo en ek vergewe nou is ek sterker is wat ek altyd was sterker as 'n voete toe my wêreld val en als verbrand tot as nou is ek sterker is wat ek ooit al was geveg teen al die duivels van die hemel ruim en die duivel in myself nou is ek sterker sonder jou maar as gevolg van jou. Ek neem 'n tree en ek doen dit alleen. Ek hou net uit vir 'n oomblik. Dis net die tyd wat ons
ons alles sal leer, want genesing is moontlik. Ek het aanhou sing al was dit seer en ek het als verlore en oorbegin en ek het aanhou bid tot ek kon glo en ek het vergewe. Nou is ek sterker as wat ek altyd was, sterker as die voete toe my wêreld val en als verbrand tot as. Nou is ek sterker as wat ek ooit al was, geveg teen al die duivels van die hemelruim en die duivel in myself. Nou is ek sterker sonder jou, maar as gevolg van jou. Dankie dat julle as gesin dit met ons deel en om 'n klomp dekades van 'n mens se lewe vas te vat in hierdie minute met hierdie foto's is aan die een kant net te min, maar uit God se perspektief is dit so kosbaar vir ons elkeen om dit ook vanoggend te kon sien. Dankie dat julle dit met ons deel. Dit konfronteer ons met hierdie lewenspad wat ons elkeen mee besig is. En dat daar ook 'n tyd sal kom vir my, vir jou, wat daar gegroet moet word. En dan is dit met hoop en met vreugde, omdat ons weet, ons verlosser leef. Ons behoort aan hom. Ek wil vra dat ons oorgaan na die huldeblyke, en eerste is dit Christo Du Plessis. Baie, baie dankie Christo. Presies. Dis as jy net in die mikrofoon kan praat. Dankie. Baie dankie. Kan julle my hoor? Laat ek nou lekker vooroor hierso lê en ek het vir Ben altyd laat lag as ek die stoele stukkend sit met vergaderings. Maar ek sal hom nou sien lag as ek vooroor val vandag en ek val die hele kateder plat, hoor. Dan het ek nou my werk gedoen. Ek wil graag vir julle voortgaan om 'n huldeblyk te lees van Mike Andrews. Hy is afgetree vandag. Hy was Old Mutual se provinsiale bestuurder van die Oos-Kaap en Ben se direkte baas gewees. En ek gaan graag voort. Ben Foster will be remembered as a giant of a man in many respects within the ranks of Old Mutual. His reputation as a highly competent branch manager was very well known. Throughout the majority of his career, Ben was hugely supported by Esme, and they were known as a powerful couple whose blood ran deeply green. Ben's career started way back when he was appointed a salesman at the tender age of 19, the youngest ever. A few years later, he transitioned into sales management, and this was followed by a string of successful positions as branch manager in Ermelo, Springs, and finally George. I was very happy to transfer and welcome Ben into our provincial region in 1999, where after we developed a very close and successful working relationship that lasted about 7 years until I retired. Ben was undoubtedly a tough and demanding manager who always expected that his staff give of their best. He was very competitive and could not tolerate, in Ben's own words, slapgatness. Yet he was fiercely loyal and protective of those that worked hard, did their best, and put in the right effort. Ben was also a very emotional person who wore his heart on his sleeve. I could always immediately judge by his facial expression and body language whether he was happy, sad, cross, upset, or in disagreement simply by looking at him. Ek dink ons kan almal saamstem, Ben se gesig het altyd die hele storie vertel. Ons hoef nie te gewonder het hoe Ben gevoel het nie.
Jy kon hom net opgehou het, nee. Right, let me catch up where I stopped. You knew where you stood with him at any point in time. I used to look forward to my bi-monthly visits to the George Branch area from Port Elizabeth. I often stayed in the foster home, getting to know Esme, Janine, and Omari very well and seeing a different side to Ben as a family man who loved his girls most dearly. Many times over the years during these visits, I found myself wondering, who was the boss here? Was it Ben or was it me? But then, this is a sign of a good branch manager who is in control, doing his job properly and putting up with a courtesy visit from his boss. There is a very well-known and long-established production club in Old Mutual known as the 51 Club. It is a motivational tool and reward system for sales staff and branch management. Ben was one of this club's biggest supporters, but was also totally reliant on his staff to achieve success here. I am told that to this day, Ben still holds the national record for branch managers who achieved the most rounds in the management category. He was passionate about this club and used it exceptionally well as a motivational tool for himself, for him and his staff. A highlight of his career was being presented with a special reward in 2008 at Sun City, where he was also supported by daughters Janine and Omari, Marina, and some other staff members. Ben was also very proud of his convention successes, in that he managed to achieve 2 offshore conventions and a Mauritius onshore during his career. I worked very closely with Ben and his support management team during the very traumatic and difficult time when Esme took seriously ill and eventually succumbed to cancer. I will always be grateful for the team's support in keeping the ship on track during this difficult time for the foster family. Esme's death was a huge blow to Ben, as they had always operated as a powerful couple, and I know that Ben never truly recovered from this loss, which no doubt led to his decision to take early retirement shortly thereafter in 2009. I believe Marina Brink, Ben's personal assistant from 1997 until 2009, deserves a special word of thanks and appreciation for how well she supported Ben in the last 12 years of his career. He became more and more dependent on her, and she was able to be incredibly supportive. My final thoughts on Ben, as I think back reflecting on him as a person and his Old Mutual career, as we pay our last respects to this great man today. Ben was a man's man. Ben was a good manager, and Ben was a great leader. Ben worked hard and played hard. Ben was a dedicated family man. Ben was a loyal man. We'll never forget the 7 years that our careers overlapped before I retired. I'm very proud of what Ben and Esme Foster were able to do with our George branch of Old Mutual. He left extremely big shoes to fill. I salute you, my old colleague and friend, and I am grateful that your suffering is over. With sincere fondness and much love, Mike Andrews. Julle, dis 'n baie mooi getuienis van jou baas om van jou te skryf, en elke woord kan ons glo. Nou gaan ek net so 'n paar woorde sê van Ben, soos ek vir Ben leer ken het, en soos ons hom almal eintlik, as ons na die foto's kyk, het ons almal geïdentifiseer met hoe Ben werklik was. In vandag se taal sou Ben baie naby aan 'n ruimkletser gewees het, hoor. Hy het die oulikste sê goed gehad. As ek hom gegroet het, nog voor ek in my handvatsel van my kar gevat het, het Ben altyd vir my gesê, missing you already.
En ek dink julle almal ken dit, hy het dit met julle ook gedoen. En nog 'n geliefde een van hom was, I love you more than my brother. Dit het hy gereeld gesê. En dan natuurlik is Ben nou so in die middel van 'n heerlike samesyn is, en Ben se gemoed is nou net lekker, dan sal hy sê, en ons het dit so vinnig gehoor vandag, in winter I was a hard dickory dog, bow wow, and in summer I'm a cool cat, how about that? Nou die derde versie gaan ons nie nou hier sê vanoggend nie. Julle wat hom ken, sal weet wat Benna altyd daar gesê het, hoor. En dan 'n mooi ding wat hy altyd vir ons gesê het is, jy moet nooit te groot wees vir die klein dingetjies in die lewe nie. Want wanneer jy te groot is vir die klein dingetjies in die lewe, gaan jy dalk te klein wees as die groot geleenthede op jou pad kom. En dis baie waar, nee. Nou maak jy my lekker hartseer. En dan was Ben lief om te sê, as jy nie weet nie, dan weet jy nie. Trust your gut feel. Hy het vir ons as bestuurders dit baie gesê. En dan, net so ietsie vinnig, ons het opleiding gedoen in Oudtshoorn, by Boys Peace. Julle sal hom nou nie ken nie, maar baie van julle ken hom. En sy seun Christus Peace staan op die stoep by die restaurant. En Ben wou altyd gehad het, as hy 'n grap vertel, jy met die punchline van sy grap vang, en dan die saam lag was vir hom baie belangrik. Nou vertel hy vir Christus Peace hierdie grap, maar agter Ben, wat Ben nie geweet het nie, het 'n kudu inbeweeg van die restaurant, is hier so in die wildkamp. En toe Ben nou op die punchline kom, besluit Christo, hy wil die kudu roep. En Christo begin, en julle moes Ben se gesig gesien het, hy het nog nooit sulke droë humor in sy lewe ervaar nie. So het ons gaan jag, groot wildjagters. Het ons gegaan in die Beaufort Wes area in. Ek het daar gesien, 'n mens kan jou gat verloor, hoor. Ek weet nie of julle die storie ken nie. Ek lê met die verkyker, en ek sien Ben stap nader, hy het 'n bok geskiet, en hy het seker nou maar gaan kyk dat die bok dood is. In die volgende oomblik is Ben op en af teen die draad, gooi arms in die lug, die kant toe, daai kant toe. Dit was maklik vir hoe lank? Vir 1 uur, 2 ure. Ja, hy het verbrand daai dag in die veld. En wat toe eintlik gebeur het is, Ben het in 'n ertvarkgark gelê met sy geweer. En toe hy nou opstaan, toe staan hy op sonder sy geweer. En toe hy omdraai en die bokke kom, toe verloor hy waar sy gat was. En toe kon hy nooit weer sy gat kry nie. Ons dog, hy is moeg gejaag die bokke weg vir ons. So het ek 1 jaar saam met Ben, ek kan nie onthou nie, Amorie, wat was die rede, hoekom ek en pappa in daai Corsa gery het nie. Julle het 'n Corsa bakkietjie gehad. Maar julle het vir Benna gesien op hierdie foto's nie. Ek en Benna was nie klein nie, hoor. Maar al wat van ons kon inpas, wat nie kon inpas nie, was my linkerarm en sy regterarm. So het ons op baie plaas aangekom, in die middel van winter met die heater op sy volste, en hulle het almal gesê, hier kom Ben en Christo aan met hulle loopraam. En dan, julle ma was 'n formidabele mens, hoor. Daar het ek gesien dat die groote Ben Foster kan bo oor 'n stoel spring as dit nodig is, as hy gepraat het. Ons kuier lekker, julle baie van die dingetjies het na bestuursvergadering gebeur. En hierdie spesifieke aand, ek dink ons was in die Dros, toe was hier nog 'n Dros in die dorp, of ek weet nie of daar nog een is nie, maar ek onthou dit. En dit was seker 11:30 se kant gewees. En een van die kroegmeisies kom nader gestap in ons groepie, en sy tik vir Ben so in die skouer, meneer, ja, het hy gesê, daar's 'n vrou by die deur. Sy het haar gown aan en slippers, en sy het gesê, sy gaan u nou kom haal, want jy's haar man. En soos julle vir Ben ken, hy gooi sy kop agteroor, dit sal mos nooit wees nie, maar toe hy so vang, en hy sien, dis Esmy, toe sleep jou pa, hoor. Ek en oom Frikkie moes net stoele keer, soos wat hulle spat, laat hy kan betyds daar uitkom. Ek sal dit in my lewe sal ek nooit vergeet nie. Ek is baie naby aan klaar, hoor. En dan het ons, ek moet dit net met julle deel, ons het net nou van klap 51 gehoor. Die stigterslid was oom Tasso Pappas gewees, sy ou Griekse oomie in die Mutual, hy was 'n legende ook gewees.
En Ben was baie lief vir hom. Hy was vir Ben soos 'n pa, dink ek, oom Tasso. En ons het een winter of een jaar het ons gaan besluit om vis te vang op St. Lucia. Tel ons vir oom Tasso op daar in Ermelo. Ja, groot was die verbasing toe ons in St. Lucia kom, het ons nie een visstok onthou nie. Maar ons het gaan visvang hoor. En toe het ek nou daar geleer, ek en Andries, die ander verkoopbestuurder wat saam met my daar was, het toe nou 'n bietjie liberties gevat, want oom Tasso het van ons ook gehou. En toe het ek nou geleer om soos oom Tasso te klink, want as Ben gaan stort het Ben gestort hoor. Jy het nie gou gaan stort daarna nie, jy het gewoonlik vir warm water gewag. Nou sê ek daar voor die stort se deur, Ben, dan sê Ben, ja oom Tasso, dan is ek dik van die lag. Nou verdog ek maar, as hy daarvoor val, kom ek gaan nou regtig en verskoon nou, ek gaan dit nou sê soos ek het gesê het, dan sê ek daar so van buitekant af, you fat sack of shit, get finished up there, the others wants to shower. Jy weet, en dan kom Ben uitgehardloop, ja oom Tasso, die kraan word afgesit, die deur gaan oop en die buitedeur gaan oop, en hier sit ek en dik van die lag, dan moet ek weer hardloop. Soos ons 'n limonadetjie wou drink, dan sal pappa altyd gesê het, gaan skink al vir ons almal 'n limonade, dan sê oom Tasso, Ben, you do that, Andries Christie, you sit, he will serve you. Boy, oh boy, het ons afgechop toe ons terug in George is hoor. Dit was net so ietsie wat ek met julle wil deel. Ja man, hy was nie net ons baas nie, hy was ons pel gewees. En ken jy vir Ben soos ons hom ken en julle almal hom geken het, jy het nie vir Ben Foster gebullshit nie. Jy moet nie saam met hom 'n drankie gaan drink en jou werk is nie reg of klaar of wat ook al nie, dit moet jy weet. Hy sal dit nooit met jou gedoen het en jou werk kom altyd eerste. En dan kan ek ook nou sê, missing you already, Benna. En dan wil ek afsluit, en ek wil afsluit met hierdie Zulu gesegde, Lala, ngokutula, grote umdala, Shalagasle, mgani wami. Rus in vrede, o groote, tot ziens my vriend. Baie dankie Christo, dis baie kosbaar wat jy met ons deel. Kan ek vra dat Paul Balmer na vore kom vir ook 'n huldeblyk. Ja, bring hom saam. Kan julle my hoor? Bietjie nader. As hy. Okay, Dominee, eerstens daai openingsgesang van jou was pragtig. Ek gaan dit nie traai nie want dit gaan nie baie mooi wees nie. So en dan aan Benna, ons het 'n deal. Jy hou die trane weg en ek praat net mooi dinge van jou. So vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Paul. Ek is 'n ou pel van Ben, en ek is 'n langstaande vriend van Amoree en haar familie. So ek wou dit nie gedoen het nie, maar hier gaan ek maar vir oulaas. Waar's dit lekker? Ayo Benna, missing you already my friend. Vandag vier ons die lewe van Ben Foster, 'n geliewe pa, oupa, broer en vriend. En alhoewel ons rou en hartseer het, sal ons altyd sy lewe vier in die manier wat Benna sou wou gehad het. En in die manier wat hy sy lewe geleef het. Ek was Sondag doen nog in die garage by my huis en dan speel 'n liedjie op Algoa FM. Wat vir Benna se lewe tot op 'n punt beskryf. En vir julle wat wonder, nee, dit was nie lig op julle rokke, dis joel nie. Skus Dominee. Die liedjie waarvan ek praat is van Old Blue Eyes, Frank Sinatra, I Did It My Way. En toe ek luister na die woorde, besef ek, die song som eintlik Benna se lewe so naby op. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. There were times I bit off more than I could chew, but I did what I had to do and saw it through without exception. Through it all, when there was doubt, I ate it up and spat it out. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I've loved, I've laughed and cried,
I've had my full and my share of losing, and may I say, not in a shy way. The record shows I took the blows. I faced it all, and I stood tall, and I did it my way. Ben het verseker sy lewe op sy wyse geleef en voluit. Maar daar was tog een groot spyt en verwyte in sy lewe. En dit was die verlies van sy pragtige vroutjie Esme op 'n so jong ouderdom. Ben het verskeie keer met my gesels en gedeel hoe hy haar mis, en hy het gereeld gewonder hoe anders dinge sou gewees het as Esme nog geleef het. Maar dan in dieselfde asem sê hy hoe geseënd hy is om die 2 mooiste dogters saam met haar te gedeel het. Janine Amory weet verseker een ding, jou pa was ontsettend lief vir julle en trots op julle albei. Benna het altyd breëbors ook gebruik oor sy kleinkinders, sy 2 billetjies in Canada, Corneel en Braden, en hier by ons, ek noem maar Esme Junior. Jy het 'n baie spesiale plekkie in jou oupa se hart gehad, my skat. En Ethan Kyle, jy was die appel van sy oog gewees, en ons het altyd gepraat van jou as Benna se mini-me, want jy is hom uitgeknip. Dan aan Frans en David, Benna se skoonseuns, hy het altyd net na julle gewys as being blessed with the best. So, wat 'n wonderlike familie het hulle nie. Ek wil dan net 'n paar bedankings maak. Eerstens aan Steelwings National vir die ondersteuning en vrygewigheid aan Ben se familie toe hulle dit die nodigste gehad het. En dan ook aan ons eie Steelwings Gardenwood familie, maar Byke en Rolof. Julle gebaar is wonderlik en dit laat 'n mens trots voel om 'n Steelwings lid te wees. En ek weet Ben sou dieselfde voel, baie dankie. Dan aan sy 2 girls. En ek gaan nie nou vir jou kyk nie. Janine en Amory, baie dankie. Jy het gesê jy gaan nie laat ek huil nie. Baie dankie wat julle vir ons vriend gedoen het. In die tyd wat hy dit die nodigste gehad het. Janine, jy het op 'n vliegtuig geklim uit Canada uit om saam met jou pappa te wees. Vir meer as 'n maand lank weg van jou jong familie af, maar jy was hier saam met hom tot op die einde. En Amory, wat jy nie al alles vir jou pappa gedoen het nie. Jy was sy steunpilaar en hy het altyd staat gemaak op jou. Ek weet dit was nie altyd maklik nie, maar ek weet die waardering wat jou pa gehad het vir jou het diep geloop by hom. En jy het dit deurgebring tot op die einde, tot op die laaste. Julle albei is wonderlike dogters en kan trots wees oor hoe julle hom ondersteun en behandel het. Dan laastens aan Benna. Van ons almal af, dankie vir jou vriendskap, jou liefde, jou omgee en broederskap. Ons het saam die lengte en breedte van die land gery op ons halies. Ons het wonderlike en onvergeetlike tye gedeel. Die samesyn, die broederskap sal ons nooit vergeet nie. Ek sou dit nie anders wou hê nie. En ek hoor nou nog jou aansteeklike laggie. Rus sag my vriend, jy leef voort in ons harte. Dankie. Ek wil net sê ons gaan Ben se lewensviering voortsit by The Bench hieronder. Ek weet nie of julle almal weet wat dit is nie. Is op die lughawe pad verby Fancourt, net verby Cornerstone op die regterkant. Daar sal verversings wees, koffie, tee en goed, as 'n kontantkroeg. So dit sal great wees as julle almal daar kan wees om Ben se lewe te vier. Baie dankie. Dankie Paul. Baie dankie Paul. Nou is dit my voorreg om
kleinseun Ethan Kyle Jones te vra en Esmy gaan by hom staan en hom ondersteun. Kan julle my hoor? Môre familie en vriende. Ek wil graag vandag 'n paar woorde sê oor ons oupa. Het is moeilik om hier te staan. Want oupa was ons baie belangrik. Een van my gunsteling herinneringe is hoe hy ons na skool kom haal het, sonder om te vra het hy geweet ons is lus vir iets lekkers. En dan het ons saam milkshakes gaan drink. Dit was nie net oor die milkshakes nie, dit was oor die tyd saam met hom. Die grappies, die stories, die lekker klipharde musiek en saam dans langs die braaivleisvuur tot laat aand. En dan weer die rustigheid wat hy gebring het, tot wanneer ons kon oorslaap en saam in die kombuis ontbyt maak. Hy wou nooit gehad het ons moes huis toe gaan nie. Oupa het ons ook baie keer strand toe gevat. Ons het baljare in die branders in die sand gespeel en sommer net kind gewees. En dan sit hy daar rustig met daar die bekende glimlag op sy gesig. Ek kon sien hy was dan gelukkig. Toe hy nog gesond was, kon ons ver stap op die strand. Dan het oupa altyd met ons gesels oor ons drome. Hy het altyd net daar gewees, het hy by ons wanneer hy kon. Hy was baie ondersteunend. Jy het altyd gevoel jy is geliefd. Toe ons klein was oupa by elke verjaarsdag en kleuterskool optrede. Oupa was in die laerskool by elke eerste dag van skool en die wedstryde wat hy kon wees. En dit was altyd so lekker om te hoor as hy skree, "Go Kylie, go Sissy." Toe my sussie is my skadenroet wen, was dit 'n baie lang dag sonder enigiets om te drink. Oupa was so trots. In die naweek daarna, toe sy gekroon was as Miss Strawberry, het die beoordelaars eers gevra, "Wie is daai man met die wit hemp?" Hy is verseker haar grootste fan. Toe ek my hoërskool en koshuisloopbaan by Oakdale begin en my baadjie hande gaan kry, was my oupa daar. En ek is so dankbaar daarvoor. Ek weet hy wil weer kom. Ek weet hy wil weer kom, maar van nou kan ek hom net in my hart hou. Elke keer as die son sak. En ek gaan nou aan hom dink en weet hy was daar. Ek het my ouma Esmy nooit geken nie, maar ek weet sy moes 'n ongelooflike vrou gewees het, want oupa het altyd met respek en liefde van haar gepraat. Jy kon sien sy het 'n groot plek in sy hart gehad. Hy het altyd vir ons vertel van al hulle goeie tye saam en wat sy saam met ons sou doen. Ek glo sy was die liefde van sy lewe en nou is hulle weer saam. Oupa was dalk nie altyd perfek nie. Hy het nie altyd die beste keuses gemaak nie, soos ons almal. Maar hy was 'n baie goeie mens. Sy hart was op die regte plek. Hy het omgegee, hy het oor en oor probeer en hy het altyd sy familie eerste gesit. Hy het ons altyd gebel en wou altyd weet of ons okay is. Hy het nie net gepraat oor hoe om te leef nie, hy het dit gewys. Hy het ons altyd motiveer om net ons beste te gee. Deur sy voorbeeld het hy ons ook geleer om nederig te wees en om te gee. Ons gaan hom vreeslik mis, maar weet, oupa sou hê ons moes aanhou leef soos hy ons gewys het, met liefde, eenvoud en natuurlik volheid. Dankie oupa vir alles wat oupa vir ons beteken het. Ek en sussie sal oupa altyd in ons harte dra. Almal sê altyd my sussie dans altyd so lekker met oupa. Ons kan sien sy is sy prinses. En almal sê ek lyk soos my oupa en dit is vir my 'n baie groot kompliment. Mag oupa nou sag rus. Ons gaan oupa baie mis. Baie dankie Ethan Kyle en Esmy wat hom ondersteun het. Nou wil ek vra vir David Jones om onder andere die bedankings te doen. Dankie David. Ek wil net al die bladsye oopmaak. Sê, almal kan my hoor. Is dit reg?
Kyk, Janine en Amelie het gevra dat ek die laaste tyd met hulle pa as 'n getuienis gebruik. Hoe die Here elke dag vir hulle deurgekom het en die nodige engele gestuur het om hulle te help en te beskerm. Ons almal lees, hoor en ervaar oor al die jare hoe lief hulle vir mekaar was. Soms het skoonpa se keuses hulle 3 laat verdwaal, tot hulle uiteindelik elke keer weer teruggekom het by mekaar. Hoe hy dit wou gehad het, tot op sy laaste. Amorie het die nuus ontvang Sondagoggend 6 April dat haar pa in ICU was. Sy was vroeg Maandagoggend in Johannesburg. Min het sy of Janine geweet dat hulle pa besig is om te sterf. Daar was hoop, baie hoop. Hulle 11 dae reis in Donald Gordon Hospitaal in Johannesburg het toe begin, 'n bitter soet reis. Nadat dokters die nuus met Amelie gedeel het, gee die Here vir Nine vlug dieselfde aand en sy land 2 dae later uit Kanada tot hier in Suid-Afrika. Die Here was so ongelooflik goed. Amelie sou nie hierdie sonder Nini kon doen nie. Dankie Frans dat jy vir Nine so vinnig laat gaan het, terwyl jy moes agterbly met Cornel en Breiden hulle sport, hulle aktiwiteite, en ek hoor jy kan nogal goed stofsuig ook. Terwyl Amelie by haar pa wag in ICU, het sy in die Naas-hotel laat aan gaan slaap en van publieke vervoer gebruik gemaak. Ons en George vertrou dit nie altyd nie. Sy bel en vertel vir my, sy het net gesê, Alfred, dit is nou die taxi driver, if you have plans with me, kill me now. Don't plan it. If you want to do it, tell me now. Die Here het Alfred vir hulle gestuur. Hy was goedkoper as 'n Uber, hy het hulle tasse gedra en julle weet waarmee travel 2 girls. Hy het hulle ingewag by die hotel as ook binne ontvangs by die hospitaal, sodat hulle nooit alleen gevoel het nie. Tussenin het hulle gebruik gemaak van Sixie en toe Benna sy perfume soek, was Alfred dadelik op speed dial en hy het vir Nini dadelik na die veiligste mall toe gevat, waar hulle dadelik sy perfume vir hom kom koop. Ons prys die Here vir 'n goeie man met die naam van Alfred. Onverwagte vlugte sonder beplanning na 'n wilde en vreemde bestemming is nie maklik nie. Dankie Dani, aan my en klein Daantjie, Benna se gunsteling neef en niggie, dat julle hulle elkeen onmiddellik van die lughawe veilig besorg het tot by skoonpa. Dan Janine en Amelie se hospitaalpa, Dr. Parbu, en sy baie professionele mediese span. Hy is die transplant spesialis daar. Ons kan net dink hoe moeilik dit vir hom moes gewees het toe hy die nuus moes breek. Hy het hulle net kalmeer en elke dag verseker dat hy vir skoonpa so pynvry as moontlik sal hou. Skoonpa was geskuif na die normale saal en 2 dae later in 'n privaat kamer. Dr. Parbu het gesorg vir 2 ekstra matrasse en beddegoed sodat hulle die laaste tyd langs hulle pa kon spandeer. Janine en Amorie het baie vriende gemaak daar, soveel getuienisse gehoor terwyl hulle asem gaan skep het op die groen rookstoep. Hulle vertel van my toe hulle die oggend by die hotel uitcheck en in die transplant hospitaal incheck, en ek kan dit nou nogal imagine, julle ook dalk. Almal het hulle 'n bietjie snaaks aangekyk, en dis die 2 blonds, mooi aangetrek, groot tasse, hare is geblaas, skoon en netjies soos hulle altyd is. Ek dink die mense het obviously gedink hulle verwar hulle dalk met die plastic surgery unit. So kom Jesus weer en hy besluit, hy hou vir Benna langer, vir 'n baie goeie en spesiale rede. Binne daardie kamer kon hulle voel vry om terug te gaan na al die goeie ou dae as fostergesin, en almal wat dit geken het sal weet, dit was baie iets besonders. Weereens prys ons die Here vir die tyd. Intussen het die girls se wasgoed opgeraak, Lionel om Andrei Klaasen se seun, het onmiddellik kom haal en dieselfde aand 'n tas vol skoon en lekker ryk klere terugbesorg. Prys die Here vir Lionel, glo my, ek ken my vrou na klere. Die dae en nagte het vir hulle al lank geword en skoonpa swakker soos dit voorspel het. Ek onthou nog, woensdag aand laat voor Paasfees het Amelie my gebel en gesê, Maatjie, my pa is swak, maar tog so sterk. Hy wil George toe kom. Dis amper Paasfees, dan is dokter nie hier om te vra nie. Dit kan ook 'n groot risiko wees, maar ek dink ek en Nini moet dalk die kans vat en vra. Dieselfde aand het hulle dit met dokter Tannie Marina Brink en Andrei Klaasens, wat hulle behoud was oor die telefoon die hele tydperk, met hulle dit gedeel. Dokter het die volgende dag toelating gegee op sy voorwaardes. Tannie Marina het onmiddellik met die medies geskakel en die Here het nog 'n engel op hulle pad gestuur, Estelle. Sy is die case manager van Groenkloof, wat al die magtiging in 2 ure op 'n donderdag voor Paasnaweek gereël het. Estelle was van daar af elke dag met hulle in kontak tot in die aande. Sy het alles gedoen en meer om die hele proses ligter te maak.
Weer eens prys ons die Here daarvoor. Na toelating was daar nog geen vlug te bespreek nie en nie almal vliegpasiënte nie. Kalisa Du Plessis, een van ons goeie vriende, het aangehou tot sy reg gekom het by Sam Air en 'n vlug vir die volgende oggend vir hulle 3 gekry. Dit was toe ongeveer 5 in die middag toe die girls besef skoonpa het nie 'n ID nie en ook nie 'n outfit vir die vlug nie. Hulle benodig ook veilige vervoer tot by die lughawe. Jaco en Ilse, vriende van skoonpa, het daar dadelik ingespring. Skoonpa se moffiesakkie gaan optel met sy ID. Lionel, die wasgoedman, dra toevallig dieselfde groot klere as skoonpa en dit nogal Harley Davidson. Hy bied ook 'n veilige rit aan tot by die lughawe. Vroeg op Goeie Vrydag vlieg skoonpa in sy Harley Davidson outfit terug tot in George. Prys die Here vir die mense, sy wense het waar geword. Hulle 3 is veilig hier in George. Die eerste ding wat hy vir my vra op pad Groenkloof toe is, Donsman, gaan ons nou by Salina's wyn drink en vir die see kyk. Wel, as die dokter nie aan boord was nie, het ek dalk 'n kans gevat en ingestem. Skoonpa se laaste 19 dae in Groenkloof het toe begin. Ek is vandag dankbaar. Sy kinders was saam met hom terug by die huis. Ons kon dit saam as familie doen. Janine en Amelie se oggend tot laat aandkuiers was ligter. Dankie aan Janine, die sosiale werker van Groenkloof, wat hulle ondersteun het tot die aand van skoonpa se dood. Dankie aan al die staf by Groenkloof. Hulle was ongelooflik en het lief geword vir hom. Hoe dan nou anders? Weereens dankie Stel, die Here het jou op hulle pad gestuur. En dankie Dominee François vir die baie spesiale besoek in Groenkloof, vir jou bystand tot hier vandag, om weereens sy wens te laat realiseer, as ook die ongelooflike mooi pad wat jy saam met hulle gestap het. Ons wil dan dankie sê vir nog engele en ek probeer om niemand uit te los nie. Om Dolfie en Tannie Denise, julle was hulle behoud. Ek wil asseblief nie julle telefoonrekening sien nie. Chris Du Plessis, Mike Anders en Paul Balmer, baie dankie vir julle mooi huldeblyke. Charles en Carissa, wat vir ons huis gesorg het. En dankie dat julle haar vir Nene en Amelie was, veral op die aand van 7 Mei. Nuwe Lewe Bediening, Karen en Dion, wat ons gebid het, vir hom kom bid het en gesorg het vir die vele ander se etes en wat vir Trishke gestuur het om te help met die video's. Baie dankie ook vir my ma en pa wat gehelp het met liefde en al die kos. En dan baie dankie vir al die vriende en familie se omgee, oproepe, blomme, etes en boodskappe. Daar is so baie. Jammer as ek iemand uitlaat, maar ek glo julle weet wie hulle is. Ons wil graag 'n baie spesiale bedanking doen aan Steelwings National en Steelwings Garden Route. Dankie dat die Here dit op julle harte gelê het om vir Jadine en Amelie te help met hulle pa se lewensviering vandag. Julle finansiële hulp bring soveel verligting. Ons prys die Here hiervoor en sal julle vir ewig dankbaar wees. Dankie Tannie Karen Baker, dat Tannie onmiddellik vir Janine en Amelie ondersteun het met al vandag se leerlings. Julle is baie spesiaal en ons weet nou hoekom skoonpa so lief was vir julle as die Steelwings familie. Nou is nou almal het nou al ietsie gesê van mense bekende woorde, maar ek gaan ook maar net afsluit en ek los ook maar net 'n paar van hulle. En dit is, was dit lekker? Iets wat ek ook baie van gehou het, school by the pool. Nou het ook al sê, ons het hulle rugby-les geleer, van die R tot die Y. En dan soos hy gesê het, I love you more than my brother. En dan, missing you already. So ja, baie dankie. En dan, ja, sing het, cheers Benna, cheers Benna, cheers Benna. Baie dankie. Baie dankie David en nou is dit Amorie se beurt. Môre julle. Dis lekker weer hier buite, né? Is julle okay? Julle kan maar okay wees, Benna is okay. Dankie Maakie dat jy die bedankings vir ons so mooi hanteer het. Ek waardeer dit vreeslik baie. Sjoe, Kylie, Esmaatjie, mama's baie trots op julle. Maar ek wil vir julle sê ons is nou sterker oor my pa. En as die dae kom wat dit moeilik raak,
gaan Jesus ons dra. Ek is dankbaar vir erkenning vir wat ek oor die jare lank vir my pa kon doen. Dit was uit en uit net liefde tussen 'n dogter en haar pa. Ek treur nie meer soos in die verlede nie. As ek huil sal dit wees omdat ek net sy teenwoordigheid mis. Sy positiwiteit, sy belangstelling en dan daai bekende oproepe wat sê, my skattebol, sal jy my asseblief help? Die Here het geweet dit was tyd. My pa het met sy groot lyf en sy groot glimlag, 'n baie klein hart, die laaste jare gesukkel. Hy het soms seer gemaak want hy het maar net seer gehad, maar dis nou verby. Ek wil 'n spesiale dankie sê vir my sussie. Nien, die skielike leemte sonder julle twee hier voel nog 'n bietjie onwerklik, maar ek is dankbaar vir elke minuut wat ek dit saam met jou kon doen. En dit was ons drie se beste tyd alleen. Oomblikke wat ons vir altyd sal onthou. Ek is dankbaar vir tyd en dat ons closure kon kry. Dankie vir alles wat jy vir pappa gedoen het. Dankie vir alles wat jy vir ons gesin gedoen het. Ek is trots op die pragtige vrou wat jy is en pappa was ook. Dan nou die heel belangrikste, my man. Vir jou maatjie, elke keer as ek gaan help het jy my altyd ondersteun. Jy was deur alles oor die jare saam met my en steeds het jy bly staan. Jy is my rots en ek weet ons moet nou weer terugkom op ons voete, maar ek weet Jesus het ons. My pa se besoek voor sy diagnose op jou 40ste verjaarsdag was so spesiaal. Ek wil sy woorde vandag net weer opdra aan jou en ek prys die Here vir my pragtige gesin wat hy van my leen en ek weet hy sal jou seën vir alles wat jy doen sonder dat enige iemand van alles weet. Ek is trots op jou en ek is ontsettend dankbaar en lief vir jou. Kom ons luister gou na Benna se laaste woorde aan ons. Sy seun, die een vir wie hy so baie lief was. Totsiens pappa, tot ons mekaar weer sien. Vir my is dit soos dit kan wees. Ek sê vir liewe Jesus, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Maar ek sê daar kom soms mense en dit gebeur nie altyd nie. Dan kry jy mense wat net absoluut legendaries is. As ek gaan vat hoe hierdie seun, skoonseun van my, wat 3 jaar nie by my huis kon wees nie, want ek het hom verbied. En dan leer ek nou nie uitgebreid daaroor nie, maar hy het met 'n haarskooter oor bams gejaag saam met Pilot. So, dit was nou nie vir my 'n aangename ervaring nie. En terwyl hulle verby my ry, het hulle nogal gelag op. En een was met die helm en een was sonder het. Maar al wat ek net wil sê is hoe hy my eerstgeborene kleinkind groot maak, wat so close to my heart is. En dan is my my vrou se naamsgenoot. Hoe hulle twee daai kinders groot maak is net the epitome of success. En hoe ouers moet optree en hoe hulle dit moet doen. Jy weet, sommige mense kom nie deur jou lewe en hulle is legendaries, want dit wat hy doen is legend. Ek het nie geglo in ons nie en vandag glo ek absoluut onwrikbaar. Dit is so mooi. En dankie vir my, dankie dat jy so mooi na hierdie dogter vir my kyk. En my kleinkinders, en ek cherish it for life. En weet jy wat hou ek van? Jy en Sena, you never stop. You just continue making a success. And you never stop. Ethan Carr is 'n epitome van wat jy is, want dit is wat jy en my dierbare dogter het vir hulle geleer het, is they just never stop. En 'n wenner is nie altyd 'n wenner om net te wen nie, maar om aan te hou. En dit is wat jy doen. En dit is 'n wenner in my oë. So ek wil maar net sê, ek is so blessed man. Ek kan wees. Dit is wonderlik. Vriende, kom ons
sluit af na soveel getuienisse, soveel lag, maar ook trane. En ek wil jou sommer net bemoedig met hierdie kort woorde, ewige woorde vanuit God se woord, as ek met jou deel die werklikheid, jy as geliefde in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader, het dit so beskik, dat Ben Vorster deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God ongelowige mense op tot bekering en sy kinders tot 'n nuwe toewyding aan hom. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En ek wil sommer net vir 'n paar sekondes vir jou tyd gee om jou oë te sluit, om diep asem te haal en na aanleiding van alles wat ons vanoggend hier beleef het, in gebed jou lewe oor te gee opnuut aan Jesus Christus vir die pad vorentoe. Kom ons sluit ons oë en ons gee onsself. Jesus Christus, hier is ek. Ek gee myself oor aan U. Vir hierdie lewe op aarde, maar ook vir die ewigheid. Vergewe my, verander my, vernuwe my. Gebruik my, gee my 'n toekoms, 'n ewigheidstoekoms in Jesus naam. Amen. Dit is my voorreg om dan ook die seën van die Here oor julle uit te spreek. Daarna kan julle na buite beweeg en dan, soos vir ons gesê is, hier af in die pad om hierdie lewensviering van een van God se kinders te vier. Kom ons staan en ek spreek die seën uit. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag, die troos en die inspirasie van die Heilige Gees jou deel wees totdat Jesus jou kom haal. En ons almal antwoord en sê, Amen. Tot weersiens, Benna. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai by ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dat Heer U laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net geheer.
en roem, net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleer. Eindelijk smag ek na